Hi almal, dis Kobus van Koevoet Ministries. Ek wil vandag met jou kom praat oor ons liggame, oor die gees van God wat binne in ons bly. Die koninkryk van God, soos die woord sê, wat binne in ons kom woonplek maak het. Ons lees dit in 1 Korintiërs 3 vanaf vers 16 waar daar staan: jou liggaam is 'n tempel van God en dat die gees van God binne in ons bly. En dan staan die volgende: as jy jou liggaam skend, as jy die tempel van God skend, verwoes of vernietig of skade aandoen, sal God jou skend. Ons lees in 1 Korintiërs 6 vanaf vers 19 dat ons liggame is 'n tempel van die Heilige Gees en dat ons liggame aan God behoort. Ons liggame behoort aan die Heilige Gees wat in ons woon. En daar staan dat ons is duur gekoop. Ons is gekoop met die bloed van Jesus Christus. Maar hoor hierso. 1 Korintiërs 6 vers 16. Daar staan: weet jy nie, jy wat 'n hoer aanhang, dat jy een in liggaam met haar is nie, want daar staan hy, God sê, dat jy word met haar een in vlees. Hoor mooi, jy word met haar een in vlees. Die mense, die lewe hier buitekant is siek. Mense gaan uit, tel vrouens op. Mans gaan uit, tel vrouens op, vrouens tel mans op. Almal slaap saam. Daar's swinger clubs, dis 'n oor en weer gesaamslapery, seks met die ene, seks met daai ene. Met elke persoon wat jy mee rondslaap, wat jy mee seks het, stel jy jou liggaam bloot aan die demoniese. Elke persoon wat jy mee saam slaap, maak jy 'n deur oop vir Satan. En as daai man of vrou wat jy mee saam slaap 100 demone het, die oomblik wanneer jy seks het met haar, spring dit op jou. Ek sê jou, hoor nou wat ek vandag vir julle sê. Julle dink die geestelike riem is 'n speelplek. En alles wat met daardie persoon gebeur, wat jy mee saam geslaap het, het 'n effek op jou lewe, want daar is 'n demoniese saltaai tussen jou en daardie persoon. So nou slaap jy rond, jy lewe in die wêreld, en nou ewe skielik dink jy stap in 'n huwelik in en jy dink nou gaan jy dit heilig doen, nou doen jy dit reg, want nou moet jy voor die kerk getrou word en nou moet jy hierdie regte pad stap, ewe skielik. Daai demone is nog steeds in jou. En dit gaan alles doen in hulle vermoë om jou huwelik op te breek. En nou gaan die mense wat my seker ken sê, ja Kobus, jy was self een van hulle gewees, jy het dit ook gedoen. Ja, jy's reg, ek was een van hulle gewees. Maar as ek geweet het, daai tyd toe ek 'n jong man was, wat ek nou weet, sal ek rein en heilig gebly het, tot die dag wat ek getrou het. Sou ek 'n virgin gewees het die dag as ek sou getrou het. Ek sal nie daai deur oopgemaak het nie, want glo vir my, ek soek die demone binne in my nie. Ja, ek was een van hulle. En ek kom judge jou nie vandag nie. God het my kom vrymaak. 3,5 jaar terug. Nie ander mense wat vir my gebid nie. God self het my kom aanraak een oggend en my hele lewe in een dag kom omdraai. Dis hoekom ek vandag vir jou kan sê, pas op met dit wat jy besig is, want jou liggaam is 'n tempel van God. En as jy die tempel van God skend, gaan hy jou skend. Die sonde wat jy pleeg, deur rond te slaap en in fornication en adultery te wees, hoe dit ook al sê, of jy in 'n huwelik is en of jy buite 'n huwelik is, jy maak die deure oop vir Satan om jou te vernietig. En nie net jou nie, vir jou vrou en jou kinders, of vir jou man en jou kinders, jou huwelik, jou hele gesin te vernietig. Die geestelike riem is 'n werklikheid, mense. Elke persoon wat jy mee saam slaap, word jy een in vlees. God het seks
heilig gemaak. Maar Satan het gekom en dit pervers gemaak. Want hy kom steel en slag en verwoes. Dit wat aanvanklik mooi moet wees, dat 'n man en vrou rein saam met mekaar moet slaap, laat daar 'n bloedverbond tussen die man en die vrou kan gebeur, het Satan kom pervers maak. Dis die realiteit. En ek waarsku jou vandag, nou jy hierdie video gekyk het, en stuur dit wyd en suid. Stuur dit aan enige iemand, tot die jong manne, die jong kinders moet hierdie goed moet na dit begin luister. Want dit is mos nou 'n algemene ding, dit is iets wat gebeur. Dit is tot vrot in die skole ook, laat jong seuns en meisies saam slaap. Dit is niks meer snaaks nie. Afgesien van al die siektes wat jy kan optel, is die realiteit dat jy demone optel, wat daarop uit is om jou lewe te verwoes, om te steel en te slag en te verwoes. Dit is die mission wat elke demoon het met God se kinders. So jy kan of luister vandag, of jy kan nie. Dis jou saak. Maar jy gaan nie meer kan sê jy is nie gewaarsku nie. Hou jou liggaam rein, hou jou liggaam heilig. Dit sluit dit in met alles. Kom uit die wêreldse dinge uit. Slomp gemors wat hier buite aangaan. En pas op dat jy nie betrokke raak met hierdie goed nie, want ek beloof jou, as jy betrokke was met enige gerondslapery, hoe dit ook al sê, of in social clubs of wat ook al hier buite aangaan in die wêreld hier buite. Nee, en of jy dit buite die huwelik doen of binne die huwelik of mense of partye binne in jou huwelik inbring, ek beloof vir jou, jy kort bevryding. Want dan jy die deur oopgemaak vir lust en perversie, jy die deur oopgemaak vir al die sexual demons, vir incubus, succubus, spiritual spells, en so kan ons aangaan. Die woord van God sê, Hosea 4:6, ons volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En as daar iemand kom wat kennis het en dit vir jou vertel, dan dink jy dis 'n klomp nonsens. Maar jy gaan voor God se troon staan, net soos wat ek voor God se troon gaan staan. En God gaan vir ons vra, hoekom het jy nie geluister nie, toe jy die waarskuwing gekry het nie? Hierdie is 'n waarskuwing. Ek judge jou nie. Kom by God uit. Mens speel met vuur. Die geestelike riem is 'n werklikheid. Maar dis nie 'n speelplek vir mense met onkunde nie. Satan sit vir jou en lag terwyl jy al hierdie wêreldse dinge doen en in fornication leef en in adultery en wat dit ook al mag wees. Hy sit en lag vir jou. Maak 'n besluit. Hou op 'n draadsitter wees en kies. Kies vandag die lewe of kies die dood. Kies lig of kies duisternis. Kies die seën of kies die vloek. Kies vir Jesus of kies vir Satan. Maak jou besluit. Maar weet, dat hierdie is jou laaste kans hier op aarde. Jy gaan nie weer 'n kans kry nie. Mense, baie seën en baie sterkte.